voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van geloof sou aanbreek, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie, want die toesig het verskuif. Deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle almal nou kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak dus nie saak of iemand deel van Christus geword. Dit maak dus nie saak of iemand 'n Jood of Griek is, slaaf of vry, man of vrou nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van die belofte van God. Here, soos wat ons stil raak vanoggend, en ons begin bewus raak van u teenwoordigheid wat tot stand kom deur die Gees, dan raak ons met een vang het, die nuwe identiteit wat u vir ons gegee het. En ons werp ons fokus na die toekoms toe. Ons verstaan wat alles in die verlede gebeur het. En ons weet, Here Jesus, soos wat Paulus ook geskryf het, u Gees het gekom, ons oortuig van ons swakheid. En daarmee dit ook moontlik gemaak dat ons kan uitreik na u, en dat ons ook die vergifnis kon ontvang. Wanneer ons ook deel in die gebruik van die nagmaal, mag hierdie herinnering nie net 'n simboliese handeling wees wat ons herinner aan die kruis nie, maar mag dit ook ons herinner aan die inwonende krag van die Gees wat ons daagliks transformeer. De krag van die Gees wat ons daagliks transformeer. Amen. Gemeente, elke dag groet die Here jou. En hy groet jou met genade, met vrede en met liefde. Hy gee vir jou die belofte teenwoordigheid en dat hy in die toekoms saam met jou ook sal gaan. Gemeente, die teksgedeelte wat dien as voorloper vir die gebruik van die nagmaal is een wat my as mens diep geraak het. Omdat hierdie teks vir my gevra het, waar in die wêreld? Waar posisioneer ek myself in die tipe verhoudings wat ek het? Maar meer nog, waar posisioneer ek myself in die verhouding wat ek met God het? Want soos wat ons sal hoor vandag vanuit Galasiërs 2 vanaf vers 15 tot 21, waar Paulus aan die woord is, kom herinner Paulus vir Petrus. Petrus, jy het 'n verlede. Daar is goed in jou verlede wat jou gebonde kan hou met Christus nie. Petrus, onthou, dit wat Christus nuut gemaak het, mag die verlede nie ongedaand verklaar word nie. Wat Christus Jesus kom wek het in jou, om die rots te wees vir die kerk, om te val vir dit wat in die verlede gebeur het nie. Jy is nuut gemaak. Jou toekoms is verseker. Daarom, Petrus, weet dat ek jou roep om vorentoe te kyk en te volhard in die verhouding wat ek wil hê jy moet tot stand bring tussen jou en God. Galasiërs 2 vanaf vers 15 lees soos volg. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidenens, nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie,
maar alleen deur in Christus te glo. Ook ons het tot geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo, en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan, dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat Christus in diens van sonde staan, beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet, wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan, dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken, niet gesterf het. Mag God se woord met ons elkeen praat vandag. Here, die gewig van die woord berus daarin dat ons toelaat dat dit met ons oortuig van ons nood wat ons het, kragteloosheid wat ons het, om dit wat in ons lewe ons gebonde hou, gevange hou tot 'n vrye lewe, Vader, nie kan verander sonder u genade nie. Nie kan verander sonder u genade nie. Vader, vanoggend, soos wat ons regmaak om aan te sit by hierdie avondsmaal wat deur u ingestel is, die aand voordat u die kruis sou deurmaak. Kom herinner ons dat selfs in die donkerte van ons lewe, breek die lig van hoop deur wanneer ons sig en ons kyk rig na u toe. Wanneer ons toelaat dat die woord direk sny tot die diepste. Vader, ek bid nie vir 'n diepe boodskap, wat vandag ons herinner aan die gewig van die woord nie. Maar ek bid, Vader, vir lewende hoop, wat tot stand kom deur 'n teks soos hierdie, wat ons uitnooi, is te volhard in ons verhouding met Christus. Want tree vir tree, soos wat ons vorentoe beweeg, gaan ons een van 2 einddoele bereik. As ons tree vir tree nader aan ons verhouding met u loop, gaan ons die ewigheid behaal. Maar as ons tree vir tree wegbeweeg van u genade, deur te twyfel, en vas te hou aan die verlede, Here Jesus, kan dit gebeur, dat ons nie die ewigheid. Ons daarom reflekteer, Vader, aan die gewig in die eerste plek van die kruis, maar ook die hoop wat gepaard gaan met die toekoms wat Christus Jesus tot stand gebring het. Amen. Gemeente, die tema vir vanoggend se prediking is getitel deur God geroep, deur Jesus vrygespreek en verbind met mekaar deur die Gees. Die hele verloop van Pinkster was 'n uitloop van Pinkster, was 'n uitloop van die opoffering wat Jesus gemaak het toe hy aarde toe gekom het. Paulus skryf in die brief Filippense dat Jesus Christus, wat die Seun van God is, het nie sy posisie gesien as iets het om te gaan en te dien nie, want ons moet hom dien. Nee,
Jesus Christus het gesê, ek sal die tree neem na my skepping toe, want ek weet wat hulle nodig het. Ek sal 'n diensknegt word van die wêreld. Ek sal gebore word in 'n krib in 'n stal. Daarna ek sal gebore word in 'n krib in 'n stal. Daarna sal ek 'n diensbare knegt word van mense in hoop. Vir 33 jaar sal ek die goeie nuus verkondig, dat God alle mense liefhet, en dat hy vir hulle vryspraak wil gee van 'n vorige mense liefhet, en dat hy vir hulle vryspraak wil gee van 'n vorige status wat gepaard gaan met verwyt van mense af, afstand wat geskep word tussen kulture en klasse. Ek sal voortgaan om te wys dat ek die Heer van die lewe is deur die bose te verslaan. Ek sal kruis toe beweeg en daar my lewe gee, deur jou sondes op my te neem, om te sterf in die sonde. Waarom? Sodat jy kan vashou aan die verlede, sodat jy kan volhard in jou opneem, sodat jy dalk met jou eie oë kan sien dat daar 'n nuwe werklikheid is waarin jy kan leef wat jou keer deur jou verlede optredes, verblind as jy wil. Die oproep vandag van die nagmaal op ons elkeen maak, is 'n oproep vandag van die nagmaal op ons elkeen maak, is 'n oproep van oortuiging, oorweging en 'n oorgawe in die vryheid wat God vir ons gee. Dis nodig vir ons om 'n tree terug te neem en net iets te gaan verstaan van wat Paulus optredes te gaan doen. Waarom drasties? Want toe Paulus opgemerk het dat Petrus besig was om sy geloof te verraai, het hy nie in die stilte ingegaan en Petrus eenkant toe getrek nie. So ernstig was Paulus oor die saak, dat hy vir Petrus uitgesonder het voor die hele gemeenskap en hom direk daar aangespreek het, sodat die gemeente kan verstaan waarmee hy besig is. Kan jy jouself veronderstel as ek vanoggend hier sou staan, my vloe as persoon, en ek lig alles wat ek weet van jou lewe, wat kort val van die genade van God uit, verander, hoe jy sou voel? Die diepte van hierdie teksgedeelte, asook die diepte van die nagmaal, berus daarin dat God loof. Maar let op Paulus se optredes en let op na die uitnodiging van die nagmaal. Die nagmaal is nie 'n oordeel oor jou lewe nie, maar 'n simbool van oortuiging. 'n Oortuiging daarvan dat ek Christus ging. 'n Oortuiging daarvan dat ek Christus Jesus nodig het en dat ek nodig het om van tyd tot tyd saam met die geloofsgemeenskap te kom sit om te besef, ek, wat Marius is, sou 'n sondaar gebly het, 'n slaaf gebly het vir my, sou 'n sondaar gebly het, 'n slaaf gebly het vir my verlede, as dit nie was vir die brood, die liggaam, die wyn, die bloed van Jesus Christus nie. So wat het gebeur in die gemeenskap waarvoor Paulus gepreek het? Van God se kerk. Wat 'n tweede, derde kans gekry het om te gaan in hierdie wêreld in en om juis Christus se lig te gaan wys, het dit gedoen. Hy's na hierdie klein gemeenskapie toe en daar het hy alles wat hy was agtergelaat. As 'n Jood wat die wette gehad aan die mense, het hy parkeer en hy het saam met die mense geëet, gedrink en gekuier. Maar toe kom die oproep van Thomas. Die oproep van Thomas wat sê, ek stuur nou 'n groep van ons, Jode, jy, Jood, na die gemeenskap, Jode, jy, Jood, na die gemeenskap toe om te sien wat gaan gebeur daar. Petrus het 'n besonderse keuse gehad wat hy moes maak. Waar gaan hy homself posisioneer? Gaan hy die waagmoed neem om te kan sê hy is dood vir die verlede, hy is 'n posisie van vryheid, 'n posisie waarin hy gedeel het
toe ander mense vanuit die verlede nie gekom het nie? Of gaan hy 'n tree terugneem, gaan hy teruggaan en homself skaar by sy verlede? Waarom is hierdie so belangrik? Paulus wil die erns daarvan vir Petrus kom herinner, dat as jy jouself weer verbind met jou verlede, dan maak jy, soos die skrywer in Hebreërs gesê het, dat die kruis van ons Here Jesus Christus was 'n simbool waar Jesus herhaaldelik vasgepen word deur jou optredes. In die teksgedeelte van Galasiërs het hy tog mos gesê, as ons volhard in ons verlede, as ons vashou aan dit wat ons pla, as ons sê dat ons nie kan losbreek vanuit ons verlede uit nie, omdat God se genade nie genoeg, die kruis van ons Here Jesus Christus verklaar ons tot niet. En hierin berus die wese ook van Pinkster. Ons sê vir onsself, die uitstorting van God se Gees, wat ons daagliks reinig, wat ons daagliks motiveer, ons daagliks dryf om vorentoe te gaan, wat vir ons vreugde en vrede wil gee. Ons kan hom nie ken nie. Gemeente, daar gebeur 'n dag in ons elkeen se lewe waar ons besef dat ons 'n verandering moet ondergaan. Wat in 'n posisie gestaan het wat vir hom 'n groot som finansies ingebring het. Maar op 'n dag was hy in 'n raadsaal, of hy was op pad na 'n raadsaal toe gewees, saam met 6 van sy soort. En toe hy in die lang gang loop, was daar 'n spieël gewees en hy draai sy kop en hy staan doodstil toe hy besef, as hy na hierdie spieël kyk, kan hy homself nie raak sien nie. Want hy is net soos al die ander wat saam met hom loop. En in daardie oomblik het hy nie. Want dit gaan niks oor individualiteit nie. Dit gaan niks oor autonomiteit nie. Dit gaan niks daaroor om te sê ek wil uniek wees nie. Nee, binne in hierdie oomblik het hy besef dat hy geplant is in omstandighede wat my so ongelukkig maak. Ek gaan sterf met die ongelukkigheid van hierdie werk. Gemeente, ek bring dit bietjie meer persoonlik. Die verlede wat jou jaag. Dit waaraan jy geken word in jou vorige lewe, steeds definieer. Laat dit nog steeds toe dat dit 'n plek is waarvan af jy wil wegvlug. Of het jy daadwerklik die tree geneem om vorentoe te beweeg en gedefinieer te word waar jy geplant is? Die rede waarom Paulus 'n leraar noem, 'n onkundige leraar noem, is om vir hom te sê, Petrus, die Here Jesus Christus het jou vrygemaak. Jy het die geleentheid ontvang, nou al 3 maal, om vorentoe te beweeg, los te breek van jou verwyte af, en vir mense te kan wys, dat jy hergedefinieer moet word op grond van wat jy tans doen, nie wie jy is nie. En nou maak jy die keuse om terug te gaan. Ek verstaan dit, wanneer mense worstel. Ek verstaan dit as mense met seer kry en pyn sit. Wat ek nie verstaan nie, is dat wanneer daardie seer kry en pyn nie 'n oomblik was waar ons besef het ons het die genade van God nodig nie. Maar die beginpunt waar 10 jaar, 20 jaar op my sterfbed kan terugkyk en sê, daai dag het my lewe verwoes. Ek het gekies om vas te hou daaraan. Toe Petrus gekom het, was hy op die regte pad. Hy was besig om vir die mense te wys, daar vol van Jesus se opoffering. Gehoor het ons nou in Galasiërs 3 gehoor vanoggend toe ons begin het, of ons nou man is of vrou is, slaaf is of vry is, heiden of Griek, ons is almal een. Ons het 'n nuwe lewe ontvang. Petrus, jy was so goed op pad.
Nou hoor jy jou verlede kom terug, wat jou wil oordeel. En nou moet jy kies, gaan jy jouself plant in die nuwe identiteit, of gaan jy jouself onttrek, die stiltes in en hoop jou verlede kom sluk jou nie weer in nie. Gemeente, ons elkeen staan vandag met 'n gevlekte verlede. Ons elkeen wat hierso sit vanoggend het iets waaroor ons dalk nie trots is nie. Iets wat ons dalk voel as 'n oordeel wat op ons skouers rus, wat ons moet keer en onder die dekmantel van skynheiligheid een kant toe moet skuif om te deel in die nagmaal sodat ek nie uitgevang word nie. As jy enigiets wil hoor van Paulus vandag, nagmaal, is dit dat God jou vra om te let go. Neem my aan, sonder jouself af in hierdie oomblik vir my, want my genade is vir jou genoeg. Petrus se belydenis voor die gemeente was, ek is toeganklik vir God om te werk wanneer dit my pas. Ek is toeganklik vir die moontlikheid op 'n goeie lewe, een wat getuig van diepe vrede, diepe liefde, diepe sukses in alle fasette van my lewe. In die posisie waarin ek is, om te kan sê, dis wat ek kies om vir die res van my lewe te wees nie. Die Here kom na jou toe vandag, die Here kom na my toe vandag deur die nagmaal, en ek weet ons is toeganklik. Maar die nagmaal behoort ons ook te herinner daaraan dat God ons afgesonder het. Wat beteken die woord afgesonder? Dat ons nie meer mag wees wie ons gemaak is om te wees nie? Glad nie. Dit vra vir 'n oomblik in tyd waar jy jouself tussen die mense waarby jy jouself bevind, waar jy is nou jouself af te sonder en te fokus op dit wat hy vir jou gegee het. Hoeveel meer gaan jy nodig hê om te weet God het jou lief? Ek praat weer eens met 'n vriend wat vir my so mooi is, 'n rouboer. Hy wese die lewe geniet. En hy kom na my toe en hy sê vir my, "Yes, weet jy, die Here het nou vir my 3 keer hierdie teksgedeelte gestuur. Op 3 verskillende maniere het hy met my gepraat. Kan dit wees dat die Here my liefhet?" Want die teks wat hy aangehaal het is dat die Here my liefhet. Want die teks wat hy aangehaal het kom uit Johannes 3 uit vanaf vers 31 tot 35. Hy sê ek het 'n wonderwerk gesien want God praat met my. Die nagmaal gemeente praat met jou. Dit praat met jou op een van 2 maniere. Dit praat met jou daardeur dat jy toeganklik is vir God, maar dat jy nie in die posisie waarin jy kan staan vandag kan reflekteer oor die nuutskepping nie. Of jy is afgesonder vandag tussen jou mense. Met 'n oop hart ontvang jy. Paulus is dit nie belangrik om te oordeel nie. En ek weet, gemeente, die nagmaal is 'n ernstige saak. Ek verstaan dit is 'n geleentheid wat ons het, wat ons nie ligtelik neem nie. Maar dis ook 'n geleentheid waar ons met vrymoedigheid na God toe kan kom. Die mooi van hierdie teks, wat my oortuig het, dat dit nie 'n teks is wat nog 'n swaarder las van sondeskuld op my wil sit nie. Was sou Paulus se benadering gewees om vir Petrus te kan sê, Petrus, kyk gou na my. Ek en jy, ons kom vanuit die godsdiens uit van die Jode. En daar het ons die wet gehad wat leiding gegee het, die pad gewys het tot die ewigheid. Dit was te swaar. Maar nog steeds het ek probeer volhard. Ek het die kerk vervolg, ek het God se kinders doodgemaak en op 'n dag in Damaskus kom kuier God vir my deur sy seun Jesus Christus. Ek is blind geslaan vir alles wat die eerste keer in my lewe moes ek handel met die teenwoordige God in die hier en nou.
Petrus, ek was blind. Maar God het in Handelinge 8 my oë oopgemaak. En hy het vir my gewys dat die lewe soveel meer is as wat die wet my probeer aanbind. Waarom nou sal ek terugkeer na 'n lewe toe wat vir my onmoontlik was? Hoekom? Gemeente, ons kan niks verander wat in die verlede gebeur het nie. Niks wat ons gedoen het in die verlede kan ons vandag hanteer en verander nie. Dit wat reeds was. Maar wat in ons hande is vandag, is keuse wat ons het om vandag met geluk en vreugde te leef. En hierin is die hoop van die pastorale hart. Petrus, jy het gekom en jy het vir Jesus Christus verraai, nadat jy gesê het, jy gaan dit nie doen nie. En Jesus het teruggekom, nie doen nie. En Jesus het teruggekom, hy het jou gevoer weer, hy het jou vergewe en hy het jou gestuur. Die hoop van herstel, Petrus, is daarin gerus, dat ons jou nie weer wil oordeel op grond van wat gebeur het die vooraand van Jesus Christus se kruis. Hoe anders sou hierdie verhaal nie gelyk het as Petrus aangehou loop het. En die opgewondenheid waar saam hy met die mense gedeel het toe sy verlede nie daar was nie. Hoe anders sou dit gewees het toe mense vanuit sy verlede na hom toe gekom het en hulle kon sien dit wat hy geword. Ek dink baie keer ook daaraan wanneer ek in die pastorale spreekkamers is. Dat teen die tyd wat iemand by my aankom, is die geskiedenis al so lank, 30 jaar, 40 jaar, dat die gedagte dat ek net vandag kan niet leef en môre kan niet leef en die einde van die week kan niet leef, nie genoegsaam is vir mense om te oortuig nie. Want mense kyk nie na wie en wat jy vandag is nie, hulle beskryf jou vanuit jou verlede. Want dis hoe hulle jou ken. Maar die wonderlike van die hoopvolle boodskap wat hier ingekoppel is om te sê, weet jy, as jy 'n dag loop en jy hou daai dag aanloop met 'n paar dae word dit 'n week. Na 'n week word dit 'n maand, maande, 'n jaar te gaan oordek. Dalk kom jy tot bekering in jou lewe of inkering in God op die ouderdom van 60 en jy dink, Dominee, die 60 jaar wat ek gelewe het waar ek nie God geken het nie, is kort in die 20 jaar wat ek gaan lewe. Dan sê ek vir jou die volgende. In vergelyking met die ewigheid. Is daai 60 jaar groter of is die ewigheid groter om in die teenwoordigheid van God te wees? Ons dink aan die woorde van Paulus en die woorde wat hy gee vir Petrus. En ons raak bewus van die geleentheid wat God vir ons gee om te kan deel in die diepe boodskap wat sê, die dag wat ek vir jou gegee het om nie te leef is hier gee. Om soos Paulus te kan bely, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood. Deur die verlede is ek vir die verlede dood, sodat ek aan God kan leef. Want ek herinner myself daaraan dat ek vir Christus gekruisig is. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Die gewig van die twee realiteite is albei in die verlede. Dit wat jy gedoen het,
wat jou keer om te deel in die volheid van die lewe, het ook in die verlede gebeur. Maar Christus wat vir jou gesterf het, is ook in die verlede. Is, gaan jou toekoms definieer. Dit is my hoop dat soos jy regmaak om saam met die gemeenskap van die heiliges ook te deel in die nagmaal, dat God jou herinner daaraan. Dat jy deel in 'n lewe saam met hom. 'n Lewe deur sy opoffering aan die kruis. Ons bid saam. Here, dit is my gebed, dat deur die woord het U met iemand gepraat, soos wat U met my gepraat, soos wat U met my praat. 'n Boodskap wat diep raak, omdat dit so groot herinnering is van waantoe U ons uitnooi. Ek bid saam met die kerkvader, ek bid saam met die kerkvaders, ek bid saam met U, Here Jesus, wat gesê het, die wat na my kom, bewaar hulle, hou hulle in stand, sodat hulle in hierdie lewe kan leef met 'n oorvloed van. Wanneer ons aansit by die nagmaalstafel, Here Jesus, simbolies van aard, en ons raak bewus van U wat ons bedien, dan raak ons ook bewus van die geleentheid wat U vir ons gee om te kan herbevestig. Dis wat bepaal of ek kan deel nie. Dis wie ek is. Ek is 'n kind van die lewende God op grond van die genade. Help ons om te antwoord met vrymoedigheid, Here, met vreugde in ons hart. En dat ons vir die wêreld daar buite in ons hart. En dat ons vir die wêreld daar buite 'n lig kan wees wat getuig van die hoop. Amen. Ontvang daardie liefdesbelofte van die Here. Van die Here. Dit gaan gepaard met genade deur God die Vader. 'n inwonende liefde van die Gees. En die bevestiging daarvan aan die kruis, deur Jesus in jou lewe vlam vat, mag dit jou uitkyk oor die lewe herdefinieer, en mag jy met blydskap en vreugde daardie liefde deel met die res van die wêreld.